Dit is die dag wat U gemaak het. 'n Dag wat ons gedenk dat Jesus uit die dood het opgestaan het. 'n Dag van vreugde. En dan wil ons ook as U kinders aan U vanoggend ook al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte bring. Want ons is dankbaar om U kinders te wees. Amen. Broers en susters, julle almal wat aan die Here woord, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Dit word 'n werklikheid in ons lewens deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ons tema met hierdie Moedersdag erediens is skoonmaak na God se hart. En ons gaan saam lees uit Rut hoofstuk 1 en ek gaan na 'n paar ander teksgedeeltes ook verwys, maar vir begin gaan ons daarso by Rut hoofstuk 1 begin, my Bybel bladsy 284. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir 'n dag soos vandag dat ons met dankbaarheid na ons ma's, na ons moeders kan kyk. Dat U vir ons geseën het met moeders. Maar dankie ook vir skoonma's, wat baie keer ook die rol van haar eie ma oorneem. En ek wil bid, Here, dat wanneer ons vanoggend vanuit die woord kyk na verhouding skoonma, skoondogter, dat U deur die woord en deur die Gees ons harte sal raak. En Here, dat U op so 'n manier ook deur die woord en die Gees met ons sal praat, dat dit ook 'n lewensverandering in ons eie lewens teweeg sal bring. En dan wil ek ook bid dat U ons sal bewaar van die bose, want ons is van die bose wat daarop uit is om ons verhoudinge te vernietig. Help ons om op Jesus gefokus te bly by die begin en die volëinder van ons geloof is. Want ons bid in die naam van Jesus, die Here. Amen. Die verhaal van Rut is seker een van die bekendste verhale van skoonma, skoondogter. En julle ken ook die hele verhaal hoe hulle nou hoop toe is en die twee seuns getroud is met twee Moabitiese dogters. En dan gaan die twee seuns dood en dan op die ouende besluit Naomi, die skoonma, om terug te keer na haar land toe. En dan sê sy vir die twee, Rut en Orpa, luister, julle kan nou maar bly waar julle is. Ek het nou julle skoonma en ek weet, dit is nie altyd seker die beste ding om met 'n skoonma te gaan nie, bly julle waar julle is. Dan lees ons dan hoofstuk 1 vanaf vers 14. Nadat sy dit vir hulle sê toe Naomi se skoondogters weer begin huil en Orpa het vir haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. Toe sê Naomi, kyk, jou skoonsister terug gaan na haar volk en haar gode toe. Gaan jy nou ook saam met haar terug? Maar Rut het geantwoord, moet my tog nie dwing om van jou weg te gaan en om te draai nie. Want waar U gaan, sal ek gaan. Waar U bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar U sterf, sal ek sterf en daar sal ek begrawe word. Ek lê eet daar voor die Here, nie die dood sal ons skei. Naomi het besef dat Rut vasbeslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer oppraat tot sover. Ek wil nou vanoggend eers begin met 'n belydenis. En die eerste ding wat ek moet sê is, ek verstaan nie altyd die geheime vrouetaal aldag lekker nie. Ek verstaan nie hierdie kitsie ding nie. Die vrouens weet waarvan ek praat nie. Ons manne verstaan nie altyd lekker nie. En ek sukkel baie om tussen die lyne te lees, die versteekte boodskapies. So ek moet dit vir my hart afkry. En dan die tweede ding wat ek moet bely, dat ek nie altyd die wysheid en die insig het om vrouens met hulle eie soortige emosies en gevoelens te verstaan en hanteer nie. Ten spyte daarvan dat ek 'n vrou en dogters het. So ek hoort net so van 'n vrou te wees, nee. Maar ek moet dit bely. En dan moet ek die volgende belydenis ook doen, dat as ons pas getroud was en
vir 'n lang tyd nog daarna, dat ek seker as die man in die middel, seker al die foute in die boek gemaak het, tussen ma en skoondogter verhoudinge, maar ek moet ook sê, my naam is nie Dr. Phil nie, ek is nie sielkundige nie, so ek neem verantwoordelikheid vir my verkeerde optredes wat ek al ons boeke voor kan skryf. So, met dit van my hart af, kan ek wel sê, dat ek hopelik die wysheid met die grysheid bygekry het, en dat dalk 'n bietjie laat is, maar hindsight is the most exact science, so hopelik kan ek vandag dalk vir skoonmaas help, waar daar meer trane as vreugde in die verhouding tussen skoonma en skoondogter is, sodat jou eie situasie dalk kan verander, of dalk jy dalk jou dogter, of selfs dalk jou kleindogter, kan help om verhoudinge aan die begin af reg te laat geskied tussen skoonma en skoondogter. En siende dat ek nie Dr. Phil is nie, kan ek nie vir jou sielkundige raad gee nie, ek kan net vir jou op die ouende Bybelse beginsels gee. Want die Bybel praat baie oor verhoudinge. Het praat oor verhouding tussen man en vrou, ouers en kinders, werknemer, werkgewer, selfs oor die staat, jou verhouding met die keiser, met die staat. Maar daar is nie baie te sê, spesifiek, oor die verhouding tussen skoonma en skoondogter nie. Wat wel duidelik is, dat daar deur die eeue lang was daar sprake van hierdie wrywing tussen skoonma en skoondogter, dat Jesus selfs in Lukas 12 vers 53 praat oor die verdeeldheid tussen skoonma en skoondogter, tussen skoondogter en skoonma. So gaan lees, het staan daar, Lukas 12, 53. En dan natuurlik Rut, né? Sjoe, wanneer mens Rut lees, dan voel jy dit amper soos 'n tipe van 'n veeverhaal. Dit is hoe dit eintlik behoort te wees, né? Rut wat sê, jy moet my tog nie droom om van die af weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan, waar u bly, sal ek bly, u volk is my volk, u God is my God, waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word, ek lê een voor die Here af, net die dood sal ons skei. Is dit nie wat ek eintlik graag sou wou hê nie? En as daar dan een antwoord is wat die vrouens vandag waarskynlik soek, is dit: wat was die geheim van Naomi en Rut se verhouding, sodat dit nie alleen gewerk het nie, maar dat daar selfs so hegte band ontstaan het, dat Rut bereid was om haar rug te draai op haar eie volk, haar eie kultuur, en saam met Naomi te gaan. Want as jy dit ontdek, dan is alle skoonma, skoondogter probleme ons opgelos. En dis wat ons graag wil hê. Maar die slegte nuus is, ongelukkig werk dit nie altyd so uit nie. Want elke verhouding het sy eie unieke uitdagings. Want ons as mense verskil van mekaar, daar is nie iets soos one size fits all nie. En ongelukkig kan nie alle verhoudinge herstel word nie, as gevolg van sonde wat dikwels die oorhand het. Sonde soos selfsug en hardkoppigheid, wraakgierigheid, jaloesie, opstandigheid, magsleeptheid, gebrek aan selfbeheersing en natuurlik ander faktore wat ook kan bykom, soos geestesafwykings en so meer. Maar alles faktore wat maak dat 'n mens op die ouende dit maak oor jy droom waarna jy streef, dat dit op die ouende nie realiseer nie. En dan moet ek ook bysê vanoggend, in skoonma skoondogter verhoudinge, elke saak het twee kante. Een kan fouteer, die ander kan nie so fouteer. Een kan dit reg doen, die ander kan dit reg doen. Maar elke saak het twee kante, en al twee kante moet gehoor word om reg te laat geskied aan 'n verhouding. Maar vanoggend wil ek graag praat met skoonmaas, met die wete dat skoondogters baie keer ook die oorsaak is van verbrokkelde verhoudings, maar ek wil spesifiek by die skoonmaas praat vanoggend en praat oor hoe 'n skoonma te wees na God se hart. En dan kan jy ergens aan die pad.
vir iemand anders te ook tot hulp wees in hierdie soort van verhouding. So die eerste punt vanoggend is die oorsaak van probleme tussen skoonma en skoondogter. En dit is baie keer legio. Dr. Terry Apter, sy is 'n sielkundige van Cambridge Universiteit, sê in haar boek What Do You Want From Me? Sy sê die volgende. En dan navorsing het sy bevind dat meer as 60% van vroue erken dat hulle verhouding tussen skoonma en skoondogter langdurige ongelukkigheid en spanning veroorsaak. Meer as 60% van die vrouens wat sy oor navraag gedoen het. En dan sê sy die volgende. Sy sê elkeen van die twee partye is die primêre vrou in haar primêre gesin. Die ma in haar gesin en natuurlik die skoondogter in die nuwe gesin, man en vrou. Elkeen van die twee partye is die primêre vrou in haar primêre gesin en soos wat hulle hul status probeer bevestig en beskerm, voel hulle bedreig deur mekaar. Want daar is 'n mededinging tussen skoonma en skoondogter om die nommer 1 posisie by die man te beklee. Nou sê sy verder, meeste probleme kan herlei word na konflikterende aannames en teleurgestelde verwagtinge. Dis nou iemand wat 'n doktersgraad het, dat hierdie goed so kan raakvat. Wanneer ons vanoggend gaan praat oor probleme in die verhouding, dan gaan ons spesifiek praat oor probleme wat deur skoonmaas veroorsaak word. En dan moet ek weer sê, dit is nie 'n veralgemening nie, dit is nie alle skoonmaas is so nie. Daar's altyd twee kante, skoondogters skep ook probleme. Maar ek kan ook vanoggend nie al die probleme aanspreek nie, want dis nie die doel nie. Die hele doel is vanoggend om jou te help om 'n skoonma na God se hart te wees. En daarom wil ek jou vanoggend, as jy dalk 'n skoonma is vanoggend of 'n skoonma in wording is, dan wil ek jou uitdaag om as volwassene, om as geestelik volwassene, wil ek jou uitdaag om sover dit van jou afhang, sover dit moontlik is, van jou kant af probeer om verhoudinge wat dalk ergens langs die pad gebrokkel het, te herstel en te verbeter. So ek wil jou as volwassene, as geestelik volwassene uitdaag om te sê, ek is bereid om hierdie verantwoordelikheid te vat. So die tweede punt, daai skoonma op die besig. Nou, baie keer sal die skoonma sê, ja, ek gaan vir my skoondogter ook so besig om present gee vir haar verjaarsdag. Maar baie keer veroorsaak skoonma's onbewustelik probleme met haar skoondogter en ander kere met voorbedagte rade. En op die volgende manier, ek het soms so 3 algemene eenes gaan uitlig. So die eerste ene is probleme rondom die plaasvervanger. Nou, soms gebeur dit dat die seun 'n soort van 'n surrogaat man in 'n vrou se lewe word, wanneer die verhouding tussen die ma en die pa nie so lekker is nie en daar nie in die ma se behoeftes voorsien word nie. En dat is 'n soort van haar seun aanvaar as die surrogaat man in haar lewe. Al die aandag word aan hom gegee, al die liefde word op hom uitgestort. Hy word soos van 'n tweede man wat haar ooralste moet vergesel en gunsies vir haar moet doen. En dan word die skoondogter bedreig wanneer daar grense gestel word aan die ma te sê, luister, dis nou nie meer soos die ou dae nie. Hierdie is nou my man. En wanneer die ma begin aanspraak maak op aandag en tyd, span die vonke. Plaasvervanging. Maar tweedens ook is daar die mamma se seentjie. Nou, 'n ander rede vir konflik is baie keer dat die ma nog nooit die naalstring met haar seentjie wat nou 'n uitgegroeide limmel van 6 voet plus is, maar nou nog die seentjie is, dat sy nog nooit die naalstring met hierdie seentjie geknip het, al is al 25 of 30 jaar oud. Want sy het altyd gesorg dat hy die regte bossies kry en dat hy die regte sokkies by sy skoene aantrek, sy klere vir hom uitgesit op die bed, dus elke dag besluit wat hy moet aantrek. So alles is hy met self groot son gaan uitsoek en aankoop. En natuurlik as hy die
laatlammetjie is, dan sy vereers die ma se blue-eyed boy. Dus, sorg sy dat hy na sy troue steeds dieselfde sorg van haar kry. Sy boer by die getroudes om seker te maak dat die regte kos in die yskas is, sy krap uit die poskas rond, sy koop nog steeds van klere en sy sokkies, en sy laat sy vrou baie mooi verstaan dat sy as ma baie beter weet wat haar seentjie se eintlike voorkeure en behoeftes is, en dat sy as sy liewe vrou eintlik nie op standaard is nie, eintlik soort van onbevoegd is om in sy behoeftes te voorsien. Nou kan jy self dink, wat 'n konfliksituasies het dit tot gevolg. Oor derdens is daar ikone. Daar's maats wat dink dat die son afset uit hulle seentjie skyn. Hulle seentjie wat nou al 'n man is. En niemand is ooit goed genoeg vir haar seentjie nie. Alle meisies wat hy uitneem is benede haar stand. En die meisies wat hy by die huis aanbring, moet dit ontgeld omdat daar duidelik aan hulle gestel word dat hulle nie op standaard is nie. Dat haar seentjie eintlik baie beter kan doen as die meisietjie wat hy daar by die huis aanbring. En daarom vind sy fout met alles wat die arme meisietjie sê of doen, baie keer met die subtiele steekies of met daai neerhalende kyk. En wanneer hy dit dan uiteindelik met een van hierdie minderwaardige skepseltjies trou, is die skoonma gedurig daar om haar voor te sê hoe om dinge te doen, huis gehou word, kos gekook word, kinders grootgemaak moet word, die smaak in meubels en linnen, gordyne en ook haar klerekas. Geen wonder dat die vrou op die ouend vir die man 'n ultimatum stel, of jou ma of ek kies. So. Maar, dit is net probleme. Maar dit is eintlik waar ek vanoggend praat. Ek wil net vir julle iets skets om te sê dat julle kan iets daarvan dalk kan herken wat jy dalk as skoonma onbewuslik gedoen het of dalk wat jy as skoondogter ervaar het. Want waaroor ek eintlik met jou vanoggend wil praat is die derde punt, 'n skoonma na God se hart. Nou, verhoudinge is nie maklik altyd nie. Verhoudings is skoondogters baie keer baie meer ingewikkeld en omvattend as wat hier genoem is, want daar is 'n ton ander faktore wat ook daar inspeel. Maar hoe om 'n skoonma na God se hart te wees, is eintlik 'n kuns. Nou ek het julle al op 'n vorige keer dinge vertel van Tannie Liep, 'n tannie wat in ons gemeente in Newcastle was. Sjoe, ek het gedink dit is een van die wysste tannies wat ek in 'n lang tyd ontmoet het. Sy het 3 seuns gehad, oulike seuns. Die jongste, as ek reg onthou, was op daai stadium 'n jaar getroud of so. Maar Tannie Liep se uitgangspunt was, ek ken my seuns, ken al die streke, ins en outs. So as my skoondogter by my kom kla oor my seuns, dan tree ek die seuns aan en sê, luister, ek het jou beter groot gemaak as dit. Jy beter regkom en jou vrou reg behandel, want as jy jou vrou nie reg behandel nie, gaan jy met my te doen kry. So die seuns het op die skole getrap, en die skoondogters was mal oor haar. Hulle het by haar geboer, want die was iemand wat aan hulle kant was, wat hulle verstaan en wat daar is om hulle te beskerm en te help waar nodig. Tannie Liep was 'n Naomi, vir 'n rit vir haar skoondogters. So ek wil hê dat ons dan die paar volgende Bybelse beginsels kyk oor hoe om 'n skoonma te wees wat verliefd is, 'n skoonma na God se hart. So die eerste Bybelse beginsel is knip die naaldstring. Knip die naaldstring. Genesis 2:24 sê, daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Hoor nou, hy sal sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou, nie saam met sy vrou en sy ma lewe nie, saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word. So, as skoonma moet jy aanvaar, dan gaan iemand anderster, 'n ander vrou in jou seun se lewe wees, wat belangriker vir hom gaan wees, as jy as ma.
Hy gaan nog steeds vir jou as ma lief wees. Maar hy gaan sy vrou aangeef en gun hom dit om vir sy vrou lief te wees sonder inmenging van die skoonma se kant, sonder dat sy dit vir hom moeilik maak in die verhouding. En aanvaar dat jou skoondogter, dat sy anderster as jy is. Sy is 'n nuwe generasie, sy doen dinge anders, sy het 'n ander uitkyk op die lewe, sy het 'n ander smaak, en sy het ook die foute wat eie is aan die jeug, soos wat ons ook foute gemaak het toe ons jong was. Maar onthou, sy is die een wat jou seun gekies het as 'n lewensmaat, sodat hulle twee saam een kan word. En as hulle dus in die huwelik een is, wat vir een geld is vir die ander ene, moet ons nie in selfs probeer om 'n wig tussen hulle in te dryf nie. Moenie agter haar rug haar beskinder by jou vriendinne of familie nie, veral nie haar slegs maak by jou seun nie. Want sy het 'n deel geword van jou seun. Hulle twee is nou een. As jy haar sleg maak, maak jy eintlik daardeur jou seun ook sleg. En gee hom oor aan haar. Ek het verlede jaar 'n trou gehad wat vir die eerste keer iets ervaar het wat ek nog nooit voorheen by 'n trou gesien het nie. Dat die ma het haar seun amptelik daar om oorgee aan die bruid. Sy het daar kom sê vir die bruid, kom sê, ek gee vandag amptelik my sorg en toesig oor aan jou, om na my seun oor te kyk. Dit was my verskriklik mooi. Wat 'n wyse skoonma was daardie net nie. Knip die naaldstring. Die tweede punt is hoogagting met respek. Filippense 2:3-4 sê, moet niks uit selfsug of eersig doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander een hoor as homself. Jy moet nie net elke aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Kyk, die wat 'n skoonma so graag eintlik aan haar seun wil vasklou, so 'n behoefte het om net nog op dieselfde manier deel van sy lewe te wees. Dit is baie keer uit selfsug en eersig, dat jy nie kan sien om jou seun af te gee nie. En dat jy eintlik net in jou eie belange dink van, hoe jy jou seun gaan mis en hierdie verhouding gaan mis as hy nou trou. Terwyl Filippense sê, moenie uit selfsug of eersig optree nie, in nederigheid, moet die een die ander een hoor as homself. Hy het 'n nuwe vrou wat jy moet hoogag. Jy moet nie elkeen sy eie belange dink nie, maar dink ook aan die belange van jou seun en jou skoondogter. En daar moet die uitgangspunt wees dat jy haar respekteer vir wie wat sy is, al voel jy dat sy op hierdie stadium nie op standaard is nie. Maar dat jy eintlik moet vir jouself moet vra, hoe kan ek my skoondogter help om te groei op so 'n manier dat sy my nie as 'n bedreiging of kompetisie beskou nie? Want wanneer jy haar belange bevorder jy eintlik jou seun se belange. Hoe kan ek haar help om die beste vrou vir haar man te wees sonder om haar minderwaardig te laat voel? Of te voel dat jy haar lewe reël en regeer deur voorskrifklik te wees? En dis 'n baie fyn kuns. Want onthou julle wat ek in die begin gesê het oor hierdie bedreiging dat 'n vrou voel, dis 'n ander vrou wat eintlik haar lewe wil kom oorneem en voorskryf en dat jy bedreig voel oor die ma wat eintlik 'n soort van haar stempel wil kom afdruk. Hoe kan ek so optree as skoonma dat my skoondogter my as 'n ally beskou as iemand wat aan haar kant is, wat daar is om te help? Want sê Titus 2:3-5 dat die ouer vroue het eintlik 'n verpligting om die jonger vroue te leer. Maar in vers 3 sê, net so moet jy aan die ouer vroue sê, hulle gedrag moet wees die van mense wat 'n heilige lewe lei. Hulle moet nie kwaad praat of aan drank verslaaf wees nie. Hulle moet goeie raad kan gee, sodat hulle die jonge vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans. Dan sal die woord van God nie in diskred kom nie.
Paulus skryf hier so iets van hierdie verhouding van ouer vrouens wat op so 'n manier die jonge vrouens moet kan leer om iets van God te vergestaal in 'n huwelik, sodat wanneer mense na hierdie huwelik kyk, dat God daardeur geëer kan word. En dis weer eens 'n kuns om in nederigheid, en die klem lê op in nederigheid, die ander een hoër te ag as jouself. En daarom moet jy moeite doen om jou skoondogter te leer ken, jy moet moeite doen om verhoudinge te bou. En dit beteken dat ek baie keer moet sit en met begrip luister, sonder om vinger te wil wys, sonder om te sê, maar jy is verkeerd. Met begrip en deernis luister. Maar jy onthou, maar ek was eintlik ook in hierdie dogter, my skoondogter se skoene toe ek die dag getrou het. En dan weet ek, dit is nie altyd maklik nie, maar na goeie soos afstand, baie van ons kinders bly oor see, en dan sal kultuurverskille en al daai tipe van goeders, wat dit nie altyd maklik maak nie. Maar dit is iets wat in jou hart moet wees, daai gesindheid, om te sê, ek wil graag help bou aan my seun en sy vrou se huwelik deur 'n skoonma te wees na God se hart. Maar derdens, laat vrede en vergifnis die deurslag gee. Dit is eintlik so van voor die hand liggend. Romeine 12:18 sê, as dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Dan sê Jesus in Matteus 5:8, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Daar gaan noodwendige verskille tussen jou en jou skoondogter wees. Dit gaan verskille wees wat baie keer tot konflik aanleiding gee. En as dit nie reg hanteer word nie, kan dit op 'n ou tot 'n geweldige breuk aanleiding gee. Jy moet weet, jou skoondogter gaan foute maak. Daar gaan tye wees wat sy jou verkeerd opvryf. Daar gaan tye wees wat sy jou bloeddruk opjaag. Maar dan moet jy onthou, daar's die vrug van die Gees wat praat van selfbeheersing, vrede te midde van sulke situasies. Selfbeheersing, Galasiërs 5:23. Dit beteken nie dat jy vloerlap moet wees, maar beteken ook dat jy nie 'n diktator moet wees nie. Dit beteken dat jy geestelik volwasse moet wees om in so 'n situasie waar jy verkeerd opgevry word, as die geestelike volwassene so korrek sal optree, dat dit tot voordeel van jou skoondogter is en God daardeur geëer word. Jy hoef nie altyd reg te wees of te bewys dat jy dinge beter kan doen nie. Jy kan waarskynlik, want jy is ouer, jy het meer ervaring, maar maak voorsiening vir jou skoondogter wat nog nie op daardie vlak is nie. En daarom sê Kolossense 3:13 sê, wees geduldig met mekaar se foute. Wees geduldig met mekaar se foute. Kyk met die genadige oë van Jesus na jou skoondogter. En wanneer daar konflik kom tussen jou seun en jou skoondogter, moet jy nie daarin verlekker nie. Moenie bydra tot verdere skeuring deur sy kant te kies nie. Want onthou, jou seun is nie altyd volmaak nie, is nie altyd die onskuldige lydende party nie, want 'n saak aan twee kante, wees eerder die vredemaker in so 'n situasie. En dan moet jy die boeke van die kwaad en vergewe mekaar, as die een iets en die ander het, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar vergewe, Kolossense 3:13. Wanneer jy voel dat jou skoondogter teen jou verkeerd opgetree het, gesondig het, is die oplossing ook vergewe. Soos wat die Here ons vergewe het, begin elke dag met 'n nuwe skoon blaadjie, soos wat die Here met ons elke dag begin. En dan die moeilikste deel van dit alles. Wees ook bereid. Wees ook bereid om jou eie sondes te bely waar en wanneer dit nodig is, sodat die verhouding gesond kan word. Jakobus 5:16 sê, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar
sodat julle gesond kan word. En dis nie altyd maklik nie. Maar die vierde punt, bid vir haar en vir jou seun. Miskien kom jy vanoggend en sê, weet jy wat, ek het al alles probeer, alles van my kant af probeer om dinge laat uitwerk, reg te maak. Niks het gewerk nie, ek is op hierdie punt dat ek eenvoudig moet opgee. Ek gaan my totaal en al van hierdie verhouding onttrek. Paulus skryf by Kolossense 4 vers 2 en sê, volhard in gebed. Moenie opgee om te bly bid hieroor nie, volhard in gebed. En dan moet jy nie net bid dat die Here haar sal verander nie. As jy wil bid oor verandering, bid en sê, Here, begin by my. Begin met die verandering by my. Geef vir my die wysheid en die insig en die deernis en die liefde, want liefde bring verandering. Gee dit vir my sodat ek reg en op wysheid kan optree. Want gebed verander dinge. Gebed verander mense. Nee, soos jy altyd die persoon vir wie jy bid, dit verander baie keer jouself wat bid. So ek wil vanoggend hier so te sê. Ek dink dat ons almal probeer om goeie ouers te wees, goeie skoonma, goeie skoonpa te wees. Maar laat ons nou eerlik wees vanoggend om te sê, maar ons is nie altyd suksesvol in ons verhoudings nie. Ons is nie altyd suksesvol soos wat ons gehoop en geglo dit sal wees nie. En soms gebeur dit dat verhoudinge so verbrokkel dat dit hierdie diep letsels agterlaat en dat 'n mens eintlik lank vat om te herstel van hierdie wonde. As jy dus 'n goeie verhouding met jou skoondogter het, as jy gelukkig en geseën soos Naomi met Rut, koester dit en doen moeite om dit uit te bou. As jy egter sukkel met jou verhouding met jou skoondogter en jy voel dalk soos hierdie mislukking, weet dat jy nie die enigste persoon is wat daarmee sukkel. Daar's 60% ander, ten minste 60% ander vrouens wat ook daarmee sukkel. En voordat jy jouself heeltemal veroordeel en verguis, onthou, in jou optrede met jou skoondogter, of jou optrede in verhoudings, het jy op daardie stadium opgetree met die kennis en die ervaring wat jy tot jou beskikking gehad het. Het jy na die beste van jou vermoë opgetree, al het dit dalk 'n backfire op jou, al het dit dalk nie die gewenste uitwerking gehad nie, onthou dat jy op daardie stadium met die kennis en ervaring tot jou beskikking na die beste van jou vermoë opgetree het, en weet dat God jou hart ken. Weet dat God jou bedoelings ken. En intussen het 'n mens hopelik so 'n bietjie gegroei met wysheid en 'n geestelike volwassenheid, en dat 'n mens terugkyk en wonder of jy nie dalk dinge anders moes hanteer het nie, of dinge nie dalk anders sou uitgewerk het nie. Jy kan nie teruggaan in tyd nie. Maar jy kan altyd weer probeer. En as jy weer probeer nie help nie, dan moet jy hulp vra. Hulp vra en raad vra. Ondersteuning kry by medegelowiges en ondersteuning kry en hulp kry by kundiges wat kan help. Want 'n mens het nie altyd al die kennis nie. Maar weet ook, ongelukkig, weet ook dat daar die moontlikheid bestaan dat sekere verhoudings nooit herstel gaan word nie. Herstel kan word. En daarmee moet jy maar op 'n ouende ook vrede maak. Jy probeer alles van jou kant af. As dit nie uitwerk nie, moet jy besef
Maar kom 'n punt wat jy sê, ek moet ook daarmee vrede maak. Maar hoor op wat sê God in Psalm 147 vers 3, dat hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Want in die proses van seer kry, 'n gevoel van verwerping en wonde wat diep sny, kom die Here en hy sê, hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. So vanoggend wil ek vir jou as skoonma sê, sover dit moontlik is, sover dit van jou afhang, wees 'n skoonma aan God se hart met sy krag en genade. Amen.